Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie kandelaar waarop daardie kers is, was in die Tweede Wêreldoorlog weggesteek en hulle het hom weer uitgehaal en hy het tot sy reg gekom toe daar dan ook 'n kers op hom gesit word en daardie kers dan ook aan die brand gesteek word. Net so wil die Here hê dat ons as kinders van die Here ook verligting in hierdie wêreld moet bring. Net soos wat hierdie kers dan ook verligting gebring het, is dit nodig dat u en ek ook die verligting in hierdie wêreld moet bring. En dit is wat die woord van die Here ook vir ons wil kom sê. Kolossense 1 vers 12. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. So die woord van die Here is baie duidelik, dat ek hierdie erfdeel ontvang het, dat ek deel geword het van hierdie lig, en nou, omdat ek uit die duisternis uitgehaal is, en in die lig van die Here Jesus Christus geplaas word, het ek nodig dat hierdie lig in my hart en lewe moet skyn. 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Dit was deur die werk van die Heilige Gees in ons harte en lewens, dat hy hierdie lig in ons harte kom skyn het, waardeur ons ontdek het dat ons sondags is, dat ons in die duisternis is, en dat die Here Jesus Christus lig is, en hy ons in daardie wonderlike lig van die Here Jesus Christus dan ook wil plaas. En daardie lig wat in ons harte kom skyn het, deur die werk van die Heilige Gees, waardeur verligting dan ook gekom het. Die verligting van my sondige toestand, hoe groot my sonde voor God is, dan ook van die redding wat ek buitekant myself moet soek, en die verlossing wat daar in die Here Jesus Christus is, vir elkeen wat dan ook die Here Jesus Christus aanroep tot redding. God gebruik ook hierdie lig, Titus 2 vers 14, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself vir volks, as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. So die Here het vir ons uit hierdie duisternis kom uithaal, en hy wil hierdie lig deur ons van die Here Jesus Christus laat skyn. Daarom het hy ook sê dat ons lig vir hierdie wêreld moet wees, en hierdie lig word gesien in hierdie goeie werke. Nou kom Paulus en hy praat ywerig in goeie werke. Maar wat sal hierdie goeie werke dan wees? In Titus 2 vers 7 en 8 gee vir ons die antwoord. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke. Wat is hierdie goeie werke? Die onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. So, om onvervals te wees, dat ek nie skynheilig sal wees nie, dat ek eg sal wees in dit wat ek doen en dit wat ek sê, dat my lewe sal pas by dit wat ek sê. As ek sê ek is 'n kind van die Here, dan moet ek vas staan in hierdie leer. Nie onvervalsheid verkondig nie, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Dus moet hulle nie 'n vinger na u en my kan wys in hierdie wêreld nie. Hulle wat in die duisternis is, wat rede soek om die kinders van die Here dan ook aan te kla, dat ons hulle nie rede sal gee in hierdie wêreld nie. Daarom het die Here ook vir ons sê, Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons lig is van geen nut, tensy dit uitgestraal word nie. Dat die wêreld dit daar buite sien, en dat hulle Jesus Christus in en deur ons lewens ook mag sien. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u lig in ons wil laat skyn. Mag u verheerlik word in en deur ons lewe. Ook op hierdie wonderlike dag, terwyl ons dan ook die hemelvaart vier. Here, dat ons ook weet, dit is juis dit wat u gedoen het, sodat die lig in hierdie wêreld ook kan kom, om verligting in ons harte te bring deur die Heilige Gees. Ons eer u daarvoor. Amen.